1 Tessalonisense 5 vanaf vers 15. Dit gaan nou ons tema wees. Ons het vanmôre nou daarby begin, want ons is nou in hierdie dae besig, gaan ons praat oor die tema volkome heiligmaking. Jy's baie oulik, Paul. Jy het 'n sekere baie oulike oupa gehad. So ons tema is volkome heiligmaking. En ons het nou vanmôre begin met die heel eerste deel, en dit is hierdie gemeente van Tessalonisense, en vanaand is nou 'n baie belangrike aand, en elke aand is belangrik, maar u behoort op te vang soos ons aangaan, en dit gaan vir u help om baie misverstande rondom die boodskap van heiligmaking vir eens en vir altyd in jou gemoed uit die weg te ruim, en dit gaan jou ook help om dit beter te verstaan en in jou eie geestelike lewe dit vir jou uit te klaar. Hoe werk dit? So ek gaan moeite doen om vir u mooi te probeer verduidelik en u mooi te help. So kom ons vra die Here se seën as ons saam bid. Want anders te kom dit net in woord alleen en nie in die krag van die Heilige Gees nie. Vader, ons kom vanaand doelbewus na u toe om vir u te sê, ons het u nodig. Hoorder en spreker. Ons vra dat u ons ore sal salf, dat ons kan hoor. Ons vra dat u my lippe sal salf, sodat ek kan sê, so sê die Here. En maak hierdie woord vir ons lewend deur die Heilige Gees. En word u verheerlik om Jesus se ontwil. Amen. 1 Tessalonisense 5 vers 15. Sorg dat niemand 'n ander kwaad vir kwaad vergeld nie, maar jaag altyd na wat goed is, teenoor mekaar sowel as teenoor almal. Wees altyd deurbly, bid sonder ophou, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Blus die gees nie uit nie, verag die profeseë nie, beproef alle dinge, nie beproef alle sonde nie, behou die goeie, onthou julle van elke vorm van kwaad, en mag hy die God van die vrede julle volkome heilig maak, en mag hy julle gees, siel en liggaam geheel en al onberisplik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. En dan vers 24. Hy wat julle geroep is getrou, hy sal dit ook doen. Nou wanneer ons praat oor die tema heiligmaking, en ek gaan 'n onderskeid maak in hierdie daad tussen heiligmaking en volkome heiligmaking. So ons gaan 'n verskil maak tussen heiligmaking en volkome heiligmaking. En ek gaan dit soos die tyd aangaan, gaan ek dit vir u verduidelik. As net doodseker maak, ek druk in die middel, daar gebeur niks nie. As julle vir my net kan help, dankie. As jy net die pointer is in die middel. Hulle kry hom vir ons net daar. Is reg, terwyl hulle oorskakel, gaan ek aan. So wanneer ons praat oor volkome heiligmaking, gaan ek dit later vir u definieer en kwalifiseer. So kom ons gaan net terug in die boek 1 Tessalonisense. In Handelinge 17 het Paulus die Macedoniese roepstem, ons het vanmôre daaroor gepraat, hy kom vir die eerste keer in Europa en hy verkondig die evangelie in Filippi, daarna in Tessalonika, en in Tessalonika het ons in hoofstuk 1 gesien, hoe het hulle kragdadig tot bekering gekom, hoe het hulle die woord van die Here ontvang. In die tweede plek het ons gesien hoe het hulle lewens verander, en in die derde plek het ons gesien, hulle het voorbeelde geword. Nou hierdie is 'n droomgemeente vir elke dominee en vir elke predikant. Jy sal graag so 'n gemeente wil hê. En dan 6 maande later skryf Paulus hierdie brief aan hierdie gemeente. En kom, hou u Bybels nou oop. En dan sien ons in hoofstuk 2, ons het nou hoofstuk 1 vanmôre behandel, dan sien ons in hoofstuk 2, dan sê Paulus, hoe het hy sy bediening uitgeoefen? Hy sê, ek was oor julle, en hierdie gemeente wat tot stand gekom het, en hierdie bekeerlinge, ek was vir julle soos 'n pleegmoeder wat kinders grootmaak. Dis 'n wonderlike 'n beeld wat Paulus gebruik, hoe hy sorg dra vir hierdie bekeerlinge, hierdie pasbekeerde persone en hierdie gemeente. En dan na hoofstuk 2 kom ons by hoofstuk 3 uit. En dan vanaf vers 9 lees ons hierdie woorde. Want watter dan kan ons God vergelde oor julle, vir al die blydskap waarmee ons om julle ontwil, ons verbly oor ons God. Terwyl ons nag en dag baie ernstig bid, om julle aangesig te sien, en te voltooi wat in julle geloof ontbreek. Kan dit waar wees?
is dit moontlik? Hierdie gemeente waarna ons vanmôre gekyk het, wat so wonderlik is, kan daar iets aan hulle geloof ontbreek? Het jy dit saam met my gelees? Hy sê om te voltooi wat aan julle geloof ontbreek, en nou gaan hy dit vir ons kwalifiseer, wat is dit? Hy sê, maar mag onze God self en onze Here Jesus Christus ons weg na julle toe rig, en mag die Here julle ryk en oorvloedig maak, let op hierdie woorde, in liefde vir mekaar en vir almal, soos ons ook teenoor julle is, sodat, hier is dit waarvoor hy wat ontbreek, sodat hy julle harte kan versterk om onberispelik te wees in heiligheid. So wat gebeur? Hy sê, alhoewel die arbeid van julle liefde daar is, die werk van julle geloof daar is, julle voorbeelde, hy sê, ontbreek daar iets aan julle geloof, dit moet voltooi word. En die vers sê vir ons, wat is dit? Hy sê, dit is hierdie liefde, hierdie volmaakte liefde, wat in 'n oorvloed in julle harte uitgestort word. En ons kan sê, dit is die volheid van die Heilige Gees. En weet jy wat is interessant, hierdie woord, om julle harte te versterk, om onberispelik te wees in heiligheid, hierdie harte versterk, daai werkwoord is in die Augustus tyd, en ek sal, miskien Dinsdag aand, sal ek u mooi verduidelik, wat dit eintlik beteken. Dit dui net daarop, dat die aksie, die handeling wat plaasvind, moet in 'n oomblik plaasvind, moenie in 'n proses, in die voortdurende tyd plaasvind. Hy sê, en ek bid, om te voltooi wat aan julle geloof ontbreek, sodat daar eers in die toekoms 'n oomblik sal wees waar julle harte in 'n oomblik versterk word om onberispelik te wees in heiligheid. En dan hoofstuk 4 gaan hierdie gedeelte verder. En die heel eerste vers van hoofstuk 4 lees hierdie woorde, verder dan broeders. As jy die woorde lees, verder dan beteken dit ek gaan nou die nuwe waarheid inlei, wat ek nou net gekwalifiseer het. Dis wat die woord verder dan. Verder dan broeders, gaan ek vir julle vertel, wat is hierdie nuwe waarheid, wat aan julle geloof ontbreek, want dit is die wil van God, vers 3, julle heiligmaking. Dit is die wil van God, julle heiligmaking. En dan vers 7, want hy wat ons geroep het ons tot heiligmaking geroep, en nie tot onreinheid nie. So wat sê hy vir ons? Hy sê vir ons, daar's iets nog verder in hierdie gemeente, en dis hoekom ons hierdie gemeente gebruik, die boek Efesiërs is dieselfde basis, dieselfde grondslag, omdat hierdie gemeente een van die eerste boeke is, wat geskryf is in die Nuwe Testament saam met Markus. So hier is geen probleem nie, niemand het hier eers ingekom, hier is nie dwaling nie, hier is 'n suiwer gemeente, waar die Paulus hulle van die begin af leer, sonder dwaling van die Gnostieke, of die Jode, of die Judaïsme. Dis mense wat hy die voorreg het, om hulle stap vir stap, die weg van die evangelie te verduidelik. En dan kom hy uiteindelik by hoofstuk 5, en ek weet nie of jy opgelet het nie, hoofstuk 5, gee vir ons eers nou die karaktertrekke, as dit nou eintlik in jou lewe waar is, wees altyd dankbaar, en so meer, en so meer, en so meer, en dan kom hy by hoofstuk 5 vers 23, wat uitloop op 'n klimaks, wat eintlik 'n gebed is, en hy sê, en mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, julle gees, siel en liggaam, en julle geheel en al onberispelik bewaar, tot by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Nou ons gaan nou vanaand eers stil staan oor hierdie kaart wat ek vir julle uitgedeel het en wat jy op die skerm sien. En die mens lees ons, en mag hy die God van vrede julle volkome heilig maak, gees, siel en liggaam. Nou hoe werk die gees, die siel en die liggaam? Kom ek beskryf vir help vir u vanaand. Luister nou baie mooi. En as u 'n pen het, moet u notas maak, want dit is baie belangrik. Die gees en die siel en die liggaam bestaan gelyktydig, die gees en die siel, in die liggaam soos lig, lug en hitte in hierdie auditorium bestaan. Hier's lig, ek kan julle sien. Hier is lug, hier is suurstof, ek kan asemhaal. En hier's hitte, ek kan dit voel, dis nie so koud nie. Nou, wys vir my bietjie lug, suurstof, wys vir my dat ek sien hoe lyk dit. Het iemand suurstof gewys? Wat hier rondswerf.
Het jy al vir iemand hitte gewys wat hier rond beweeg? Het jy al vir iemand lig gewys? Ons kan sien, die feit dat ons mekaar sien, sê daar's lig. En hierdie ligte wat op my is skerp. En net so is die gees en die siel van die mens. Jy kan dit nie sien nie, die lig is daar, die lig is daar, die hitte is daar, maar dit bestaan. En soos hierdie auditorium hier bestaan, en hier lig en lig hier binne bestaan, en hitte hier binne bestaan, so is die gees en die siel van die mens, binne in die liggaam van die mens. Gelyktydig. Die gees en die siel, luister nou baie mooi, jy moet nie 'n fout maak nie, is onafskeidbaar, maar is onderskeidbaar. Die gees en die siel is onafskeidbaar, maar die gees, maar is onderskeidbaar. In ander woorde, die gees is daardie innerlike deel van die mens, wat hulle in Grieks pneuma noem. Dis daai innerlike deel van die mens. Dit is die deel wat jy op hierdie kaart sien wat swart is, met die wit letters gees in. En dit is die deel wat in die tuin van Eden geval het, toe Adam en Eva ongehoorsaam was. En die gees van die mens het dood geraak vir geestelike dinge. Maar dis net die gees van die mens, luister nou mooi, wat God bewus kan raak. As jy nou sit in 'n diens, ek het baie in dienste gesit en op kampe gesit. En ek onthou waar ek een diens daar op Moria gewees het. Was 'n jeugkamp van die kerk gewees en ek het die middag, ons het mos daai tyd Paasnaweek gehou tot die maandag toe. Ek dink hulle doen dit vandag nog. En die Sondagmiddag het daar 'n groepe diens gehou. En daar was 'n saaltjie daar en ek het na die saal toe geloop. En daar het 'n man voorgepreek. Ek het nie eens gaan sit nie, ek het sommer daar aan die deur agter staan. Ek is maar so 'n bietjie van geaardheid nuuskierig en ek het so gaan staan en gaan luister. En toe ek daar staan, toe word ek so bewus van die teenwoordigheid van die Here. Nou waar word jy bewus? As jy in 'n diens sit en jy kom agter die Here praat met jou, waar word jy bewus van die teenwoordigheid van die Here? Hier in jou verstand, by jou intellek? Nee, dit werk deur jou intellek. Ek sal nou vir u wys, maar dis in jou gees. Dis hierdie deel wat dood is. Dis waarvan 1 Korintiërs 2 vers 14 sê, die natuurlike mens, die ongeredde mens, die mens wat nog nie weergebore is en tot bekering gekom het nie, die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, dis vir hom dwaasheid, hy kan dit nie verstaan nie. Daarom as jy iemand nooi, moet jy hom weer nooi en weer nooi en weer nooi, want hy kan die dinge van God nie verstaan nie. Wie gaan op 'n Sondag aand in die nuwe Suid-Afrika in 2025 kerk toe? Wie gaan op 'n Maandag aand kerk toe, en Dinsdag aand kerk toe, en Woensdag aand kerk toe? Die natuurlike mens daar buite dink nie aan die dinge van God nie. Hy kan nie, want hy's dwaas. Hy's geestelik dood. Staan nie. Daai gees van hom is swart. Dis die gees van die mens wat God bewus raak. Dis die gees van die mens wat God kan ken. Jy ken nie God met hierdie liggaam nie. Jy kan deur die liggaam God openbaar, maar jy kan nie God ken met 'n fisiese liggaam nie. Jy ken God in jou gees. Sê vir my, Nardus, is dit moontlik? Ek sê ja. Want daar by die vroutjie van die put van Sigar, in Matteus 4, is Jesus en die disippels gaan haal kos. En hy sit daar en daar kom 'n vrou om water te skep. Jy ken die hele verhaal. En ek gaan hom nou baie 'n bietjie uitkort maak en kort knip. En uiteindelik kom hy en hy gesels met haar en hierdie vrou begin met hom 'n teologiese argument en sy sê vir hom, Rabbi, weet jy wat? Jy wil vir my water gee wat ek nooit weer hoef te drink nie. Maar weet jy wat? Ek wil net vir u iets vertel. Dat ons Vader sê ons moet hier aanbid by hierdie berg, want hierdie berg is die berg wat Jakob gekoop het van die Sigmite, want hy is altyd daar, was hy by Sichem gewees. Ek dink vir 100 sikkels of iets in daai lyn. Jy kan daarvan gaan lees. En sy sê vir hom, en julle sê wat Jode is, ons moet by Sion in Jerusalem aanbid, by daai berg. Sê vir my, watter berg moet ons nou aanbid? Moet ons nou hier aanbid of moet ons nou daar aanbid?
Waar moet ek aanbid? Waar moet ek aanbid? Sê vir my. Toe antwoord Jesus saam mooi. Hy sê vrou, daar kom 'n tyd en die tyd is nou. Dat ons nie by hierdie berg of daai berg aanbid nie, maar dat ons die Here in gees en in waarheid aanbid. Waar aanbid jy die Here? In jou gees. Jy kan die Here net in jou gees aanbid. Jy kan die Here nie met jou verstand aanbid nie. Want jou verstand is net kennis. Jy onthou wat ek vanmôre sê, wat Dr. A.W. Tozer sê. Hy sê ons kan nooit uitverloor en niks kan vervang the touch of the master in jou gees nie. En dis waar jy oorbeweeg van humanisse en oorbeweeg van 'n sosiale evangelie en motiveringspreke en praatjies na waar die krag van God my in my gees lewend maak. Ek kan u nie lewend maak nie, geen predikant kan nie. Dis net die gees van God wat jou gees kan aanraak. So my gees word God bewus. Dis net my gees wat God kan ken. Dis net in my gees waar ek met hom kan gemeenskap het. Dis net in my gees waar ek met die Here in gesprek kan wees. Dis waar ek hom aanbid. Hy sê daar kom 'n tyd wat ons hom gaan aanbid en ons tyd is nou. Ons gaan hom in die gees en in waarheid aanbid. Daarom is ons die Here dankbaar vir kerkgeboue. Daarom is ons die Here dankbaar dat ons kerkgeboue afsonder. Maar luister, dis nie die kerkgebou nie. Weet jy wat is dit? Dis die gees van God in die kerkgebou. Dis die gees van God in jou wat jou verander. Maar dis nie nou meer die tabernakel waar die wolkkolom en die vuurkolom rus nie. Dis nie nou meer die tempel waar die wolkkolom en die vuurkolom rus nie. Want 1 Korintiërs 6 sê, hierdie liggaam word nou die tempel van die Heilige Gees, waar die Heilige Gees in my gees kom woon. En waar hy my lewend maak. Dis daai fakulteit. Luister mooi. Wat van God se teenwoordigheid bewus raak. Wonder of jy al ooit in jou lewe van God se teenwoordigheid bewus raak. Nou moet ek persoonlik raak. Want dit help nie ons praat in die lig nie. Ek wil nou vir u vra, wanneer het God jou in jou gees lewend gemaak? Want Efesiërs 2 vers 1 sê, julle wat dood was in julle sonde en julle misdade het hy lewend gemaak. En jy moet dit onthou, dis net 'n beeldspraak. Maar dit gaan oor 'n verhouding. Daai gees van my wat dood is, het lewend geword. Dit sê vir my dat hierdie gees is uit verhouding met God, wat eintlik baie korrek is. En toe die gees van God in my kom woon, en daar's 'n verhouding tussen my gees en God se gees. Dis eintlik wat gebeur. Dis 'n enorme goddelike ingryping. Daarom is dit onmoontlik dat jy vanaand hier kan sit. En jy weet nie wanneer, waar het dit met jou gebeur nie. As ek vir iemand vra, wanneer het jy tot bekering gekom? Wanneer is jy weergebore? En hy sê, ek hier, daar, ek wonder nou daar, of daar. Dan sê ek, dit is onmoontlik. Hoe kan jy nie weet as die gees van God in jou gees kom woon nie? Hoe is dit moontlik? En dan wil ons kom stry oor 'n dag en 'n datum. Jy sal weet, dan vergeet jy die datum. Ek kan nie my datum onthou nie. Ek dink was ergens in Januarie, maar ek weet daai aand in die klinieksaaltjie in Randfontein, het ek daar my lewe met God reggemaak. Ek sal dit nooit vergeet nie. Dit is onbetwisbaar. As 'n seun van 16. Sê vir my vanaand, wanneer het die gees van God in jou kom woon? Waar dit gebeur en hoe dit gebeur? Waar sy gees in my gees kontak maak. En daar's 'n lewe. Nou in die gees van die mens. Baie mense doen dit op 'n ander plek. Skryf hom maar vir my 'n bietjie aan. Daar's die siel van die mens en dan het ons die liggaam van die mens.
So wanneer God 'n mens verander, sien jy die pyltjie in die gees wys opwaarts, dan verander God 'n mens van binne na buite toe. Dis hoekom daai pyltjie wys. Van binne op, buite toe. Hy en wat soos 90 grade loop. Hoekom? Want as God iemand verander hy hom van binne na buite toe. En ongelukkig baie van ons en baie kinders van die Here probeer hulle kinders en vriende en familie verander van buite na binne toe. Jy kan nooit iemand verander van buite na binne toe nie. Jy moet die gees van God vertrou dat hy jou kind van binne na buite toe verander. Want die dag as hy alleen is en weg is van jou, gaan hy in elk geval doen wat hy wil. En dan het hy nog nooit verander nie. En miskien sit jy vanaand hier so, jy het nog nooit verander nie. Jy het die vroomheid, jy het die vorm van God saligheid, maar jy het nie die lewe nie. Die gees van God woon nie in jou nie. Hy verander jou van binne na buite toe. Onthou toe my kinders op 'n stadium, ek het 2 seuns, maar so begin koerskies en hulle wil hulle vlekkies sprei en hulle wil goed beproef en doen. Lê my vrou in die aand, weet jy, langs my. Jy weet mos julle vrouens is. Pieter Pollock het ek gekry een keer as 'n spreker. Wonderlike getuienis wat hy is. Hy sê my vrou altyd gaan nee. As ek laat by die huis kom. En partykeer ons vrouens nee. En my vrou begin hier langs my oor die kinders. Nee. Ek sê vir haar, luister my lief. Onthou jy wat het jy met jou op die kamp gebeur? Jy was nogal 'n bietjie 'n rebelse tiener. Ek was nie so rebels nie. Maar ek het iets baie vroeg in my lewe verstaan. Omdat ek besef het dat hierdie 'n goddelike ingryping is waar God jou hart verander, sê ek vir haar die aand, luister nou my lief baie mooi. Draai nou om, dan slaap jy. As jy gebid het en die Here vertrou het, gaan die Here die kinders op sy tyd red. Maar weet jy wat? Kom ek sê nou vir jou, dit wat met jou gebeur het op Betjan en met my gebeur het, in die klinieksaal, moet met ons kinders gebeur. God moet hulle gees lewend maak. En as die Here dit nie doen, is alles te vergeefs. Al trek hulle pak reg aan en hulle kom sit saam met jou Sondag in die kerk. En alles is hulle mooi en vroom en preets. Het hulle nog nie verander nie. Weet jy, ek is so bekommerd oor goeie voorbeeldige mense wat godsdienstig is, maar verlore is. Weet, daar is baie van ons mense, ons is godsdienstig, maar ons is verlore. Ons is voorbeeldig, maar ons is verlore. Dr. John Rice sê, godsdienstig, maar verlore. Nou wat gebeur hier so? Hierdie gees van my moet lewend word. En daarom moet hy deur sy gees in my kom woon. Maar kom ons kyk 'n bietjie verder. Sien u net daar in die geel, reg op die 6 uur klok, staan daar gewete. Ek glo persoonlik, die gewete en die wil van die mens lê op die grens, ek kan maar sê, deels in die gees van die mens en deel in die siel van die mens. En daarom praat ek, as ek praat oor die gees van die mens, praat ek oor die gewete van die mens, by die gees. Want dit is wat selfs filosowe laat kopkrap. Hulle moet vir ons antwoord. Hoekom is iemand wat sonder God leef, soos Romeine 1 en 2 vir ons sê, waar God hom deur die natuur aan hulle openbaar, deur sy gewete, hoekom is die mense morele wese? Hoekom weet die mens wat nooit in 'n kerk groot word nie, as ek iets doen wat verkeerd is dit verkeerd? Nou iemand by die pad stil. Hy het 'n paar doppe in, en hy het 'n bierbottels in sy hand, een wat hy net klaar gemaak het. En hy kyk so om, dis daar aan een kant, en hy kyk so. Hy kyk wie kom aan.
die bierbottel in die pad. Hoekom het hy eers omgekyk? Selfs al is hy dronk. Hoekom het hy eers omgekyk? Of iemand hom sien? Want sy gewete sê vir hom, dit wat jy nou gaan doen is verkeerd. Weet jy, God het die mens so wonderlik na sy beeld gemaak. Hy het hom 'n morele wese gemaak. Hy het hom 'n gewete gegee. Nou ongelukkig kan ons nie ons gewete van nature volg nie, want alles wat ek met u behandel, gaan ek eers met u behandel en vir u sê, dat hierdie gewete van die mens is van nature onderworpe aan die sondeval, en jy gaan jou gewete nie 100% vertrou nie. Maar, die gewete is daar, en die Heilige Gees werk, deur jou verstand in jou gewete, daar, die binne, wat ons ook nie kan sien, ons kan dit nie sien nie, ons kan dit nie voel nie, ons kan dit nie vat nie, dit is soos swaartekrag. Het jy al swaartekrag gesien? Het jy al swaartekrag vashou? Nee. Sê dit, daar is nie swaartekrag nie. Nee, daar is swaartekrag. Dr. John Lennox, professor John Lennox, 'n wiskundige, wat baie keer met ateïste in gesprekke is, jy kan maar gerus na hom gaan luister, op die internet, praatjies wat hy gehad het met hulle, kan hy gaan luister. Hy sê hierdie woorde, hy sê, hoekom ek aan 'n skepping glo en nie aan evolusie nie, is die wiskundige berekening is so ongelooflik perfek, dat geen by chance of per toeval dit kan bewerkstellig. Wat beteken dit? Weet jy dat ons draai om die son? En soos die aarde om die son draai, kry ons seisoene. Maar dieselfde tyd wat die aarde om die son draai, draai om sy eie as. Wat vir ons 'n dag en 'n nag gee. En iemand vra van my nou, hoe bepaal ons altyd ons Paasnaweek en ons Pinkster, en hoekom skuif hy? Omdat ons nie werk met die Gregoriaanse kalender, die sonkalender, nie, hulle werk om met die maankalender wat die Jode gebruik. En dit beteken dat wanneer die seisoen verander en die son presies op die ewenaar skyn, die eerste volmaan nadat die son presies op die ewenaar skyn, en dit by ons winter word en die noordelike halfrond somer word, daai oomblik, wanneer die eerste volmaan daarna verskyn, vier die Jode die Pasga, wanneer ons die Pasga hou. En van daar werk jy, na die opstanding, 50 dae, dan kom jy by Pinkster uit. Maar het jy gesien, as jy al hierdie planete wat so gaan, weet jy dat almal van hulle bly in hulle bane, net deur swaartekrag? Kan jy jouself dink, as die aarde nie deur swaartekrag presies op daai plek is waar hy is, en hy gaan los, kan jy dink waar hy gaan ons? Net millimeters, sentimeters. En die swaartekrag maak dat die aarde nie 'n perfekte ronde sirkel beweeg nie, hy beweeg in 'n eklips. Dis die swaartekrag wat dit doen. Dis ongelooflik. Hierdie groot, almagtige God het die hemelliggame, ek noem dit so, in hulle bane gestoot. En professor Lennox sê, dit kan nie per toeval wees nie. Dis onmoontlik. Die wiskundige berekening sê dit is totaal onmoontlik. En net soos die gewete van die mens. Hoe? Ons kan dit nie sien nie, ons kan dit nie vat nie, dit sê nie dit is nie daar nie, ons sien nie die swaartekrag nie, want ons leef op die aarde. En hy is perfek daar, dat ons 'n lewe kan voer. Dat ons 'n bestaan kan voer. Dit is hierdie gees van die mens, die gewete van die mens. Nou het jy al opgelet hoe lê die Bybel klem op hierdie gewete van die mens. Kom ek noem vir julle 'n paar goed van hierdie gewete van die mens. Die heel eerste is 1 Timoteus 1 vers 5. Maar die doel van die gebod is liefde uit 'n rein hart. Die Engels sê dit mooi. But the end of the commandment is love from a pure heart. Die doel van die gebod, die doel wat God het met die mens, is liefde uit 'n rein hart. Luister mooi. 'n rein gewete. 'n rein gewete. En 'n ongeveinsde geloof.
Weet jy dat daar in jou gees is die plek waar jy glo? En jou verstand sê net vir jou, hierdie feite is waar, maar jy glo nie met jou verstand nie. Jou verstand help net vir jou om te sê, ek evalueer die feite, maar jy kan nie die feite glo nie. Want hoeveel mense sien feite, onbetwisbare feite, en hulle word nie verander nie, want hulle gees word nie verander nie. En dis hoekom hy sê ongeveinsde geloof, want my geloof kan veins daar in my gees, want daai gees van my is onderworp aan die sondeval. Maar weet jy wat, dis ook net uit jou gees wat jy kan lief hê. As ons baie mense nou al hoeveel boeke, sê Yves nou vanaand vir my, hoeveel boeke is daar geskryf oor liefde en oor die huwelik? Sê vir my, hoeveel seminare in die wêreld is aangebied oor liefde? En hierdie is alles kennis wat ons het. Maar dan kom mense en as hulle seminare en boeke gelees, dan skuil hulle nog steeds. Hoekom? Want hulle het nie gedoen. Hulle het nie geluister wat God vir hulle gesê het nie. En hulle het dit nie in hulle gees vasgemaak nie. En dis hoekom die Bybel sê, ons moet hom aanbid in gees en in waarheid. Hier die waarheid, hier in my gees, maak hy vir my vas. En hy maak dit vas met my gewete om vir my te sê, hierdie is die waarheid, dis onbetwisbaar. Glo dit, en maak dit deel van jou lewe. En dit word deel van jou in jou gees. Die Bybel het verskeie verse. Dit is 1 vers 15 praat van 'n besoedelde geloof. 1 Korintiërs 8 vers 7 van 'n slegte gewete. 'n besoedelde gewete. 'n slegte gewete. 1 Timoteus 4 vers 2 praat van 'n gebrandmerkte gewete. Efesiërs 4 vers 19 sê ons het ongevoelig geraak. Ons gewete het ongevoelig geraak. En miskien is jy 'n kind van die Here vanaand en jy het ongevoelig geraak vir die waarhede van God en sy woord. En jy het saam met die stroom begin dryf. En dit is maklik om saam die stroom te dryf. Maar jy moet onthou, 'n lewendige vis dryf steen die stroom op en die dooie vis stroom af. Dit is hierdie gewete wat God wil heilig. En dan 'n belangrike deel hierso is die wil van die mens. Die wil van die mens lê presies net daar by daai poort. Net daar, sien nie daar. Die wil van die mens lê net daar tussen die siele, lewe en die gees. Hy lê net daar in die gees. Want nou kom die Heilige Gees en hy werk en ek hoor die waarhede van die woord wat verkondig word in my verstand en dan gaan dit deur na my gewete toe en dan gaan dit na my wil toe en die Heilige Gees maak 'n aanslag op my wil en my gewete en hy sê maak 'n keuse. Maar hierdie wil is ook onderworpe aan die sondeval en hierdie wil, weet jy wat het hierdie wil gedoen? Hierdie wil nie God se wil doen nie. Omdat ons deel is van Adam se gefalle natuur, wil ons nie van nature God se wil doen nie. Sê vir my, wie van u was toe vandat u klein was net lus? En daarna, toe word jy 'n tiener en jy word groter. Jy's net lus om baie tyd te vat in die Bybel te lees. En jy's net lus om te bid. En jy's lus om oor die dinge van die Here te praat. En jy's lus om te getuig van die dinge van die Here. Sê vir my, ek was nie so nie. Katekisasie was 'n stryd vir my. Mensdom, dit was 'n straf. Kerk toe. Ek sê plotsientjie, ek met kaalvoete groot geword, skool toe gegaan. Nie so fancy soos ons kinders vandag nie, wat alles het nie. Ag, ook nie eers heeltemal skoolklere, net so vaal broekie en 'n hempie. Daar gaan ons skool toe, kaalvoete. Ek dink ons word te sag groot. Nou moet ek in die kerk 'n uur kom sit. Och, en daai riet is die een na die ander. Opstaan, sit, opstaan, sit. O, dis 'n las, dis verskriklik. En 'n uur en dan begin ek my skoene uittrek. En my ma was 'n kwaai ma gewees. Staan sy my so. Sê ma, my voete kry warm, ek kan nie hierdie skoene aan my voete hou nie. Maar ek kan nie.
skoentjies moet maar weer aan. En die skoentjies druk, want my voete is nie skoene gewoond nie. Kerk was 'n stryd. Maar weet jy wat, toe ek by die Here uitkom, toe word hierdie Gees lewendig. Toe kry die Bybel vir my nuwe betekenis. En ek weet nie waar kom dit vandaan nie, maar ek wil nou die dinge van die Here doen. Dis nie vir my 'n plig nie, dis nie 'n wet nie, dis nie 'n opdrag nie, dis 'n begeerte, dis 'n verlange. Ek wil die Here dien, ek wil hom volg, ek wil vir hom getuig. Waar jou wil. Weet jy meneer, weet jy hoe is dit so swaar vir jou om die dinge van die Here te doen? Jou wil is nie aan God oorgegee nie. Jy wil nog wat jy wil doen. En is hierdie harde wil, hierdie onbuigbare wil, hierdie wil wat nie vir God en God se saak en sy koninkryk wil buig nie, hy wil nie buig nie. Maar as die gewete van God, wat is God se Gees wat in my gewete my aankla en vir my sê, weet jy wat jy doen is verkeerd, en weet jy wat, as ek nie my saak met God regmaak nie, gaan ek eendag voor die oordeelstroon voor God rekenskap gee. Gewete doen dit. Maar weet jy wat? Hy maak 'n indruk op jou wil. Jy moet wil. Jy was vanmôre dalk hierso. Die uitnodiging het gekom. Jy wil nie. Jy wil nie. Jy wil jou nie voor God verootmoedig nie. Jy wil nie voor die Here buig nie. En ek sê nou vanaand vir julle, luister vriende. Luister wat ek vir julle vanaand sê. Ek gaan u in hierdie week uitdaag. Ek gaan u in hierdie week uitdaag. U wat kinders van die Here is, ek gaan u uitdaag. U kan dit nou vanaand weet. Want ons is mos nou nie hier in 2025, in hierdie laat uur, terwyl ons in hierdie toestand is waarin ons is in die wêreld, is ons mos nou nie vanaand hier in hierdie week hier om met God speelietjies te maak nie. Ons is hier om erns te bedoel met God. En is tyd dat ons op 'n plek kom en vir onsself weer sê, Here, help ons. Hierdie wil van my en hierdie gewete van my moet geheilig word. Nou ek gaan later vir u beskryf wat beteken geheilig word. Hierdie gewete van my moet geheilig word. Hy moet weer sensitief en teer wees. Ek onthou toe ek daar gekom het waar ek my hele lewe aan die Here oorgegee het. My gewete was sensitief, steur geweest. Ek was so bang, ek stel die Here teleur. Ek was so waaksaam geweest. Ek het so omsigtig gewandel. Ek wil die Here nie teleurstel nie. Hierdie gewete van my, ek is steur, hy sag, hy sensitief. En hierdie gewete van my en my wil is nou gesinkroniseer. As my gewete sê nee, Nardus, dan sê my wil, nee, ek wil nie. Hierdie wil word nou buigsaam. Hy word nou gehoorsaam aan die wil van die Vader. Wat is die wil van die mens? Die mag en die vermoë wat God die mens gemaak het om te kies. U het 'n keuse gehad. U kan vanaand kies of u hier wil gewees het. En ek admireer u dat u vanaand gekom het. Ek waardeer dit verskriklik. Maar weet jy wat? U het 'n keuse. U kan besluit ja of nee. U kan besluit kom ek môre en Dinsdag en Woensdag aan. Die mense het 'n keuse. Jy besluit drink jy sap of drink jy gaskoeldrank. Jy besluit eet jy rys of eet jy vleis. En dan het God hierdie mens nog 'n ander wonderlike vermoë gegee in sy wil, dat al wanneer hy keuse maak met die God se instaatstelling, kan die mens gedetermineerd voortgaan met daai keuse. Het jy al gesien, as baie mense wat die Here nie ken nie, en hulle maak 'n verskriklike groot sukses daar buite. Hoekom? Want God het die mens die wil gegee om 'n keuse te maak, en as hy 'n keuse maak, het hy hom ook die vermoë gegee om gedetermineerd met sy keuse voort te gaan. Ek weet van mense wat ophou bier drink het uit hulle eie krag uit, maar hulle het nog nooit tot bekering gekom. Ek weet van mense wat groot sakeleiers geword het, wat net uit hulle eie krag gedoen het, nooit die Here erken het nie.
En dit sê, en nou gebeur dit, en nou is ek suksesvol, en ander is nie suksesvol, wat sê hulle ken die Here nie, weet jy wat? En dan sê ek, weet jy wat, ek moet seker iets spesiaals vir die Here wees, want hoe kan ek al hierdie goed bereik het as die Here nie met my is nie? En alles wat ek opbou is goeie werke. En die Gees van God het nog nooit my kom woon nie, maar in die tweede plek, hy het nog nooit my gees geheilig nie. My wil, my gewete nie. Het is nog nooit afgesonder vir hom nie, is nog nooit gereinig nie, is nog nooit toegewyd aan hom geraak nie. En dis waar hierdie gees moet kom. Het jy vir Daniël gesien? Daniël is 'n verhouding met die Here en hy word weggevoer, hy's maar 'n tienerseun glo ek. En hy kos in Babylon en hulle verander hulle name op daai ouderdom wat 'n tiener vatbaar is vir enige verandering. Hulle verander hulle name. Hy en sy 3 vriende en hulle is in plaas van dat Jahwe, God is die gods. Sê dis Aku, die afgod. Hulle kry name wat die afgode vereer. En te midde daarvan, by die eerste ete en die eerste drank, toe sê Daniël, in hoofstuk 1 vers 18, Daniël het hom voorgeneem om hom nie te verontreinig met die spys en die wyn van die koning nie. En 'n tienerseun binne in Babylon, 'n hofdienaar, staan onverbiddelik vir God in sy saak. Jy kan 'n keuse maak. God gee jou die vermoë en hy kan jou help om met daai keuse aan te hou. My ma is 'n jong dogter van 14 as ek reg is, of 16, tot bekering gekom op 'n konferensie daar in die Oos-Transvaal. Carolina se distrik Wonderfontein. En weet jy wat? Tot ons my ma begrawe het ek nooit my ma sien terugval nie. Sy is deur 3 groot hartoperasies, kletvervangings, in die ou dae toe hulle nog hier oopgesny het, nie hier deur nie, hier onderom oopgesny. Hulle het vir haar verkeerde bloed gegee. My pa daar gestaan, ek was 'n klein seentjie, alleen by die huise wees, by die bediende gewees, my pa daar gestaan. Hy het geroep tot die Here, hy het gesê, Here, spaar haar lewe asseblief. Die dokter het gesê, is verby, sy sal dit nie maak. Die Here het haar so waar aangeraak. En ek dink as my ma nie daar was nie, was ek nie vanaand hier nie. Nooit in my lewe het ek my ma sien terugsak in haar geestelike lewe. 'n Ongelooflike ons. En weet wat, ons het maar arm groot geword. Maar my ma kom met geld werk. En sy het ons met my pa se harde werk groot gekry. En God se genade. Kom ek sê vanaand vir u. As jy na die Here toe kom, en jy maak 'n keuse en jy gee jou wil oor aan hom, jy sê vir hom as kind van die Here, heilig hierdie wil vir my, Here, kom, heilig dit. O, hy sal daai wil van jou heilig. Hy sal jou in staat stel. Kom, ek sien die tyd gaan ons vang. Wat is 'n geheiligde gees? 'n Geheiligde gees is 'n sagte gees. Verlos van hardheid, skerpheid, seermaak, 'n geraas, rof, 'n gesmelte, 'n gebreekte gees. 'n Gees wat teer is, 'n gees wat sag is, 'n gees wat maklik kan sê ek is jammer, 'n gees wat maklik kan sê ek vra verskoning. In hierdie 40 jaar wat ek in die bediening is, het ek nog nooit soveel onmin onder kinders van die Here gesien nie. Nog nooit. En in families nie. Weet jy hoekom is dit so? En in huwelike. Weet jy hoekom is dit so? Want ons is hard en ons wil ons sê. Daar's nie sagte gees nie. Daar's nie 'n sagte gees nie. Daar's nie 'n buigsame gees nie. Daar's nie in die minste wees nie.
Ek vertel baie keer vir die mense in die gemeente, hoeveel keer toe ek ons interkerklik gewerk het ek gery kilometers. Ek het partykeer nie petrol gehad nie. Lei die brand toe. Dan sê kwaad vir ons pelgrims. Dan kom ek daar, dan staan ek by haar. Sy is nie droogskoonmakers. Ek kan maar praat, die tannie is al dood. Staan ek daar. Sê ek, tannie, wat het gebeur hier by jou toe hulle by jou gebly het? Nee, dit en dit. Nou hoor ek woord sy sê, maar die pelgrim sê vir my dis 'n ander storie. En ek dink ek het die pelgrims geglo, nie net omdat ek hulle geken het nie, maar ek het gedink hierdie tannie is, daar's iets nie lekker nie. Maar weet jy wat, ek besef ewe skielik, weet jy Nardus, jy gaan met hierdie tannie nêrens kom nie, nêrens nie. En ek staan so by die toonbank en ek vat haar hand. Ek sê, tannie, ek wil graag vir jou namens die pelgrims en my om verskoning vra, vergewe ons. Vergewe ons asseblief. Ek kan nie preek as ek weet jy het iets teen my nie. Vergewe my. En ek bid saam met haar, sy sê ek vergewe julle. Klim in my kar, ek kry weer 130 kilos terug. Kry 300 kilos. Net om vir haar te sê ek is jammer. Is daar 'n sagte gees by ons? Is daar goed onder ons? Kla die Heilige Gees ons aan, pla dit ons hierdie goed. Of kry ons reg om daarmee saam te lewe? Kinders van die Here kry dit reg om daarmee saam te lewe. Kinders van die Here rook, hulle drink, hulle vloek, hulle skel. Hulle leef in onvergewingsgesindheid. Hulle sit hier so, ons trek pakke aan, ons trek dasse aan. Ons sit hier so, Sondag vir Sondag. Ons sê ons, Here, hoekom werk U nie? Here, hoekom werk U nie? Is die ou dae. As ons nie breek voor die Here in ons gees nie, sal die Here nie werk nie. As jy te groot en te belangrik is in jou eie oë, en jy kan jou nie voor die Here verootmoedig nie, sal die Here nie werk nie. Daar by ons in die gemeente, is die kerk klaar gebou, die verhoog is hoog. Toe gaan ek Desember weg en ek sê vir een jong man, ek sê, weet jy wat, die kort een iets hierso. In my hele lewe het ek dit in my gedagte gehad. Maar toe ons ingewy het, ons dit nie gehad nie. Ek sê, hier moet jy vir my 'n bankie, van daai kant van die verhoog tot daar, moet jy so 'n trappie bou. Net so 'n trappie bou. En toe ek terugkom van vakansie af, het hom gebou en hom met die mat oorgetrek wat in die kerk is. En dis 'n boetebank. En ek het vir hulle gesê, solank as ek leef, en ek in daai gemeente preek, sal ons van tyd tot tyd ons verootmoedig. Ons sal uitkniel, ons kniel uit. Ons sit nie net nie, ons staan nie net nie. Die wat heupvervangings het, hulle sit en nie vervangings het, hulle sit. Die ander, ons kniel uit voor by die boetebank. Ons moet ons gees voor God buig. Want die mens, die postmoderne mens, het te groot en sterk vir God geraak. En te slim. Ons is net te slim vir God. En nou die laaste aand van ons Pinkster, hoor ek nou hiernatoe kom, het ek Domies Vrik gevra, hy moet daar by ons kom preek. En ek sê vir hom, ja, jy maak elke aand self uitnodiging. Laaste aand sê ek vir hom waar ons saam bid. Ek sê, Dominee, vanaand wil ek afsluit. Afsluit. Sê, is reg. Sê, dan gaan jy daar agter by die deur, dan groet jy die mense. Toe ek afsluit, toe sê ek vir hulle, sien julle hierdie boetebank? Hier. Die wat vanaand hulle voor God wil verootmoedig, julle kom kniel uit. 'n sagte gees, 'n tere gees. Wat sê Andrew Murray? Hy sê, 'n geheiligde gees is 'n nederige gees. Nederig, sê Andrew Murray, is 'n vorm, nederigheid is 'n vorm van vrede, stilheid van hart. Is 'n gees wat voor God kan buig, maklik, maklik. Maklik. Niks wees. En mag hy die God van vrede julle volkome heilig maak, julle gees. Kan ek u vanaand vra, ek sluit af, woon die gees van God in jou gees? Woon hy daar?
wanneer dit met jou gebeur, waar dit met jou gebeur. En as jy vanaand sê, en daar is sy woord daar, wil ek vir jou vra, is jou gees geheilig? Het jy teer gemeenskap met hom? 2, is jou gewete sensitief en teer? Is jou wil maklik buigsaam? Kom ons bid saam.